Liewe familie en vriende, ek versoek julle om te staan terwyl ons nou na 'n lied luister terwyl die kus na vore gebring word. Didn't know today would be our last, or that I'd have to say goodbye to you so fast. I'm so numb I can't feel anymore. I'm praying you just walk back through that door and tell me that I was only dreaming. You're not really gone as long as I believe. There will be another angel around the throne tonight. Your love lives on inside of me, and I will hold on tight. It's not my place to question, only God knows why. I'm just jealous of the angels around the throne tonight. Always made my troubles feel so small, and you were always there to catch me when I'd fall. In a world where heroes come and go, well, God just took the only one I know. So I'll hold you as close as I can, longing for the day when I see your face again. But until then, God must need another angel around the throne tonight. Your love lives on inside of me, and I will hold on tight. It's not my place to question, only God knows why. I'm just jealous of the angels around the throne tonight, singing hallelujah. Baie dankie, julle mag maar julle plekke inneem. Liewe Ben en Constance en Benita, Benjamin, Frank, Barend, Aiden en Hunter, liewe familie en vriende, namens almal in ons gemeenskap, wat ook baie lief was en steeds lief sal bly vir Marita, wil ons innige meegevoel aan julle betuig. En ons gebed is dat die Here regtig vir julle sal kom troos en vir julle die heerlikheid van sy liefde op 'n nuwe manier sal wys, juis wanneer 'n mens afskeid neem, want die Here se troos is juis daar in die moeilikste omstandighede van ons lewe, as ons onsself daarvoor oopstel. Daarom is ons hier in die kerk, vir wie sy ook in hierdie ruimte wat sy ook so lief gehad het, met haar gunsteling klere, en dis natuurlik rooi, en ek sien julle het dit ook mooi bevestig met die rooi dasse wat julle aan het. So, die Here se teenwoordigheid is hier, haar teenwoordigheid was 'n baie mooi teenwoordigheid in julle lewe.
om dit nou te vier, is hier, ek sien 2, 4, 5 kersse, wat ons gaan aansteek om haar lewe te vier en om haar te herinner. Ek het 'n aansteker hier, ek weet nie of julle, wie wil die kersse een aansteek, of julle almal? Baie dankie. Baie dankie hoor. Kerse verteenwoordig lig, en dit is ook die spirituele teenwoordigheid van gebed, of die teenwoordigheid van die Here. En dit is wat ons nou aanroep en vra, as hy vir ons met sy teenwoordigheid hier wil kom seën. So, kom ons kyk na 'n herinneringsvideo met die agtergrondmusiek van Bloedrooi Rose. En dan herinner ons onsself aan die gawe wat die Here vir ons gegee het in die lewe van Marita. Kom ons kyk daarna. Elke dag op my lewenspad sien ek rose rondom my. Soveel mense is naby en deel my drome. As ek liefde vra, is dit altyd daar, en jy gee vir my jou hand. Met die rose bring ek jou my dank. Hier die rose is vir jou, my lief, en ek bring ook 'n liefdeslied. 'n bloedrooi roos om vir jou te sê hoe diep my liefde lê. Hier die roos gee ek uit my hart, en daarmee wens ek jou drome waar. Met bloedrooi rose sê ek aan jou, ek bly getrou. Van hierdie uur tot vir ewig duur, maar dit sou nie moontlik wees. In jou oë sien ek reeds die afskeidstrane. Soos 'n laaste groet tot ons weer ontmoet, sal die rose altyd bly, as 'n teken van ons samesyn. Hierdie roos gee ek jou, my lief, en ek bring ook 'n liefdeslied. 'n bloedrooi roos om vir jou te sê hoe diep my liefde lê. Hierdie roos gee ek uit my hart, en daarmee wens ek jou drome waar. Met bloedrooi rose sê ek aan jou, ek bly getrou. Hierdie roos gee ek jou, my lief, en ek bring ook 'n liefdesbrief. 'n bloedrooi roos om vir jou te sê hoe diep my liefde lê. Hierdie roos gee ek uit my hart, en daarmee wens ek jou drome waar.
foto's wat ons herinner aan die gawe wat die Here vir ons gegee het deur haar lewe. Soos jy nou aan een ding kan dink, waarvoor jy die Here wil dankie sê, wat sy in jou lewe ingedra het. Ek weet daar's baie dinge, maar die eerste gedagte wat nou in jou kop na vore kom. Kom ons hou dit vas, en dan gee ons dit almal saam as 'n lof en 'n dankoffer vir God, vir haar lewe, as ons dit nou vier. Kom ons buig ons hoofde in gebed. Here, dankie dat die gedagte van dankbaarheid wat nou in ons harte gekom het, 'n bewys is van dat U mense as geskenke vir ons gee. En dat Marita 'n onvervangbare deel in haar familie en haar vriendekring en haar gemeenskap gebring het. En daarvoor eer ons U, Here, en bring ons U die dank en die lof. En dankie dat ons vandag kan weet dat niemand lewe verniet nie en dat haar lewe sinvol was met soveel dinge wat sy in die mense wat sy mee te doen gehad het, sy lewens ingedra het. Dankie vir die mooi wat ons kan onthou. Maar ook dankie dat ons die troos het vanmôre om te weet, hierdie lewe eindig nie, want U, Here Jesus, het gesê, U is die opstanding en die lewe. As ons in U glo, dan sal ons lewe, al het ons gesterwe. En dis by U wat ons hier kom sit, om troos te kry vanmôre. Seën ons dan, gee vir ons die boodskap uit U woord, en troos vir ons met die woorde deur U Heilige Gees. Ons bid dit in die naam van die Here Jesus wat gesê het, ek gaan hom vir julle plek gereed te maak, en as jou plek gereed is, dan gaan ek jou kom haal. Ons bid dit in U naam met dankbaarheid, dat U op U bestemde tyd vir Marita kom haal het. Al verstaan ons dit nie, Here, en al kan ons dit nie heeltemal begryp nie, dankie dat ons gelowig aan U kan oorgee. Amen. In hierdie tyd het ons die nabyheid van die Here besonderlik nodig. En soos wat ons nou die dag, toe ons gekuier het, as familie gesê het, as God se kinders hou ons twee goed vas. Ons kan huil, en saam met dit is ons ook dankbaar. Ons huil oor ons haar teenwoordigheid mis, maar ons is dankbaar vir haar lewe, en ons is dankbaar dat hierdie lewe nie die einde is nie. So dis wat 'n gelowige kan doen. 'n Gelowige kan sê, ek kan al twee hierdie dinge in my hart vashou. Ek kan met trane vandag nog steeds dankbaar wees. En dit kan ons net doen. Hoekom? Want die Here is by ons. Hy is naby ons. En dit is ons eerste gebed as familie en vriende vandag. Nader, my God, by U, steeds naderby. Die baie mooi lied wat ons ken. Kom ons sit net so en dan sing ons dit saam.
loslaat, sal U my nooit vergeet, my nooit verlaat. Deur lyding bring U my nader, my God, by U. Nader, my God, by U. Nog naderby. Benita het gesê dat sy graag Psalm 23, sy eerste vers, op die plaatjie wil sit. Is dit nie so nie? Ja. En daarom wil ek graag hierdie Psalm weer vir ons lees vandag, vir troos. Hierdie Psalm is soos mens 'n lullaby of 'n troosliedjie vir 'n kind sing. So is hierdie Psalm ons troospsalm vandag. En ek lees dit graag uit die 1983 vertaling. Die Here is my herder. Ek kom niks kort nie. Hy laat my in groen weivelde rus. Hy bring my by water waar daar vir my vrede is. Hy gee my nuwe krag. Hy lei my op die regte paaie tot eer van sy naam. Selfs al gaan ek deur donker dieptes, sal ek nie bang wees nie, want U is by my, in U hande is ek veilig. U laat my by 'n feesmaal aansit terwyl my teestanders moet toekyk. U ontvang my soos 'n eregas, ek word oorlaai met hartlikheid. U goedheid en liefde sal my lewe lank by my bly, en ek sal tuis wees in die huis van die Here tot in lengte van dae. Hier eindig hierdie Psalm wat die meeste van ons eintlik uit ons kop eintlik ook kan opsê, is dit nie? Maar dis soos 'n bekende Psalm, sodat ek en jy op die Here se skoot kan gaan sit, sodat hy vandag vir ons troos. So wat is die troos wat die Here vir jou en vir my vandag hier wil kom gee? Ek dink die eerste ding is die troos van 'n verhouding. En dis mos die teks wat jy nou op die blaadjie wil, op die plaatjie wil sit. Die Here is my herder. Dis 'n verhouding. En 'n verhouding kan nooit doodgaan nie. Haar liggaam en haar fisiese teenwoordigheid is nie meer by julle nie. Maar die verhouding kontinueer, soos die verhouding tussen ons en God kontinueer. Niks kan dit breek nie, nie eers die dood nie. Want dis mos wat ons as gelowiges sê. Jesus het gesê, ek is die opstanding en ek is die lewe. Wie in my glo, sal lewe, al het hy ook gesterf. Daai verhouding gaan nooit dood nie. So dis die eerste ding waaraan ek en jy vandag kan gryp met alles wat ons het. Die verhouding met God en met ons geliefdes gaan nooit dood nie. So dis al 'n geweldige troos, né? En nou is ons nog eers by die eerste vers van die Psalm. So die Here se troos wil al hoe dieper gaan. Die tweede een is 'n troos van voorsiening. Hy bring my by waters waar daar vir my vrede is. Nee. Kan jy nou dink, 'n dier wat hier in die woestyn dors is en dan ewe skielik kom hy hier op hierdie pragtige waterstroom af.
En dit is God se voorsiening. Ons kan vandag miskien nie sit en dit voel soos 'n lewe lank, Ben, wat jy en Marita saam was. En dat jy nou miskien kan voel, hoe nou vorentoe? En ek wil hierdie psalm vir julle almal kom troos om te sê, die Here sal weer voorsien. Hy bring my by waters waar daar vir my vrede en rus is. So ons het al die troos van 'n verhouding, nou het ons al verdiep in ons het 'n troos van 'n voorsienende God, wat altyd in my omstandighede sal kom voorsien. En dan, die derde ding, as ek voel ek het nou glad niks meer krag nie, ek kan nie meer voortgaan nie. In die rouproses, in die afskeid, kry mens mos sulke dae, wat jy dink, ek is nie eers vandag lus om uit die bed uit op te staan nie. Dan sê hierdie psalm, hy gee my nuwe krag. Hy kom, in hierdie verhouding wat ek met hom het, in sy voorsiening, herlaai hy weer my battery. Hy gee my nuwe krag, hy herlaai my, hy verfris my. En dan gaan die troos nog verder om te sê, as ek nie weet wat 'n keuses ek moet maak nie, wat 'n pad ek moet loop, sê hy lei my op die regte paaie. Hy is die God wat leiding gee. En dan, hy hou my vas, as ek deur donker tye moet gaan. Selfs in donker dieptes, al gaan ek deur donker dieptes, hy sal vir my beskerm. Hy is die God wat my beskerm. En dan, en dit is waaraan Marita nou al deel het, as my lewe hier klaar is, dan sê hy, kom my kind, kom sit hier by 'n feesmaal. Hy berei vir my 'n feesmaal voor. En dit is die verlossing. Dood is nie dood nie. Dood is 'n deurgang na 'n tafel by die Here. By hierdie God wat vir my lief is. Hy ontvang my soos 'n eregas, so hy gee vir my sy seëninge. Die vorige vertaling sê, my beker loop oor. Daar is soveel oorvloed as die Here kom en vir my sorg. Nou sê hy, sy goedheid en sy liefde sal my lewe lank by my bly. En dit is die ewige troos. So in hierdie bekende psalm, kom gee die Here vir jou en vir my al hierdie trose. Bly by hom in jou verhouding. Omdat ek 'n verhouding met hom het, sal dit nooit tot niet gaan nie. Marita het 'n verhouding met hom gehad. Dit sal nooit ophou nie. Hy sal altyd kom voorsien. Hy sal vir my nuwe krag gee, as ek dit nodig het. Hy sal my beskerm, as ek deur donker dieptes gaan. Hy nooi my in die verlossing in, om by my 'n feesmaal aan te sit, van heerlikheid. Hy seën my, soos 'n eregas. En dan sê hy vir my kind, vir ewig. Ons kan nie eers dink wat is ewig nie. Vir ewig en ewig. Ek sal altyd tuis wees in die huis van die Here. En dan sê die vertaling, tot in lengte van dae. Vir ewig en ewig. Forever and ever. Vir altyd en altyd. Dis hoe hy my kom vashou. Dis die troos wat die Here vir julle vandag gee, vir ons almal. Hoe reageer ons op hierdie troos? Ons vat dit. Sê Here, ek neem hierdie troos nou in my lewe in. En ek gaan loop saam met U. Want U sal my nooit los nie. Amen. Amen. Kom ons sê vir die Here dankie vir sy woord, vir sy troos, vir die lewe van Marita, vir die ewige lewe. Kom ons buig ons hoofde in gebed.
Here, U weet, as ons kom afskeid neem van iemand hierdie dood, wat ook so skielik was en so onverwags, dan voel dit vir ons soos die mat wat onder ons uitgeruk is. Maar dankie dat U nou kom, en soos 'n goeie herder, soos 'n goeie voorsiener, soos 'n beskermer kom, en ons lei, en ons troos, en ons vashou. Dankie dat Marita nou al by U tafel sit van oorvloed in die hemel. Dankie dat sy niks meer pyn het nie, Here. Dankie dat daar by haar geen bekommernis of siekte of dood is nie, omdat sy met U, die lewende Here, saam in die hemel is. En dankie dat dit ons kan troos, al is ons harte seer, al gaan ons al baie mis. En daarom by hierdie gedenkdiens oor haar lewe, kom vier ons haar as geskenk in haar familie se lewe. Dankie vir alles wat mooi en goed is en wonderlik is, wat U deur haar in almal van ons se lewe ingedra het. Dankie dat U ons nou weer moed gee om met ons eie lewe voort te gaan. En dankie dat U ons sal troos, ons sal lei en ons sal beskerm. In die naam, die mooiste naam, die naam van Jesus Christus, ons Verlosser, bid ons dit vanoggend. Amen. Amen. So, ek wil hoor of daar iemand is wat spesifiek iets wou sê wat op julle harte is. Ek het met die familie gepraat en gesê, hulle wil nie graag praat nie, want omdat hulle harte seer is, maar daar is nog kans as julle iets sou sê. Julle is welkom. Ons gaan na die tyd lekker met mekaar tee drink in die saal, en dan kan ons ook ons persoonlike meelewing met die familie deel. So ons kan dit daar doen. Maar die familie is net baie dankbaar. En hulle sê dit, en julle sien dit daar ook op die blaadjie. So diep uit ons harte, dankie vir al die gebede en liefde waarmee U ons toevou in hierdie dae. Dankie vir die kaartjies, die oproepe, die blomme, die besoeke en elke liefdesblytjie. Dit het ons las baie ligter gemaak. So, liewe vriende en liewe familie, dankie vir elkeen se bydrae. Dankie vir elkeen se bydrae vir vandag. Ons bedank Afpop vir julle fantastiese professionele diens en die hulp ook hier vanmôre. Vir die pragtige blomme, baie dankie dat julle dit gereël het. Die mooi foto, ons sê vir Margaret dankie vir haar samestelling van die mooi PowerPoint. En dan weer dankie vir elkeen van julle se teenwoordigheid hier. Ons gaan ons laaste gebed saam bid, en dit is die lied waarin ons bid en sê, Here, ons sien uit na 'n nuwe hemel en na 'n nuwe aarde. En ons weet dat U al die trane gaan afdroog, en as ons saam met U in die hemel is, gaan ons in U vreugde by U maaltyd aansit. So kom ons staan as ons Ek sien 'n nuwe hemel saam sing. Skei verdwyn.
Ons gaan nou die draers volg, terwyl hulle die kus na buite sal dra, dan sluit ons by mekaar aan, by die lijksvaar, waar ons dan nou finaal van Marita gaan afskeid neem. So sal die draers, ons gee hulle kans om eerste te beweeg, en dan volg ons hulle.